Sy mense, is ek nou terug om julle nog 'n storieetjie te vertel. Ja, dis 'n storieetjie, want dis wat ek ontdek het op my pad om te soek na waarheid. Want ek het 'n sak vol vrae gehad toe ek ook in die kerk was en ek het ook nie alles verstaan nie. En vandag sien ek dit anderste, omdat ek gaan krap het waar ander mense nie gaan krap het. Ek gaan krap daar by die scholars se krap. Dis hoekom ek so kwaad is vir hulle, want hulle het God gespeel en besluit wat ons mag weet en wat ons nie mag weet nie. En vandag gaan ek natuurlik aan die senuwees raak en ek sê vir julle, trek julle stoel nader en luister wat ek vir julle vandag bring. En ek gaan natuurlik vir julle tools gee om hierdie goed self te ondersoek. Dan kan julle sien, nou Rocco praat tog die waarheid. Daar is ander buite jou Bybel wat vir ons ander goed bring. En natuurlik is daar baie wat dit nie gaan doen nie en nog steeds met hulle kop in die boks loop, maar hierdie video is nie vir hulle nie. Hierdie video is vir hulle wat reeds awake of besig is om te awake. En dis kom deel ek dit met julle. Die wat my nog nie ken nie, my naam is Rocco Vuur en ek vertel my storie, ek vertel hom met my hart en ek het niks om weg te steek nie, want ek weet, as julle hierdie goed geweet het en julle my nie vertel nie, sou ek kwaad gewees het. En ek is 'n priester in 'n ou en 'n mooi pragtige Christen kerk, het nie die goed geweet nie. En ek het ook, soos dominees en pastore, uitgegaan en hierdie onwaarhede aan julle verkondig en aan julle verkoop as waarheid. En julle onder die indruk gebring van ietsie wat nie waar is nie. En vandag gaan ek weer praat oor hierdie God Jahweh. En mense, ek weet van julle glo vas is God, maar kom ons kyk of hy regtig God is. En kom ons krap 'n klein bietjie dieper. Die wat my nie ken nie, my naam is Rocco Vuur. Ek vertel my storieetjie hoekom ek Christianity gelos het en hoekom ek vandag spirituality dien. En hoekom ek voel ek moet die goed vir julle vertel. Ons lees daar in die Ou Testament, lees ons baie van Jahweh mense, en baie van julle glo is 'n waaragtige God. Ek persoonlik glo glad nie meer hy is nie. Ek het ook geglo is die waaragtige God. Totdat ek gelees het dat hy maak babietjies dood, nie een nie twee nie, duisende. Totdat ek geleer het dat hy maak kinders dood, nie een of twee nie, baie. Totdat ek gesien het dat hy virgin dogtertjies uitdeel aan soldate in jou Bybel wat nou net hulle ouers doodgemaak het met swaarde en byle. Totdat ek gesien het dat hierdie God Jahweh sê jou dogter die 'n virgin is, jy gooi met 'n klippe dood. Hy sê as jy verkrag is met jou ryperstrou, sulke dinge wat my dat besef het, met hierdie kan nie die waaragtige God wees nie, want geen God sal sulke dinge sê nie. En tog maak ons kerkleiers, ons skrifgeleerdes en ons dominees ons blind en sê nee, dis God, hy mag dit doen. Hy mag dit doen. Dis dieselfde God wat sê ons lief vir alle siele en sê nee, hy moet slawe wees. Weet jy nou hoeveel miljoene mense het skielik oornag van al hulle besittings en hulle goed weggeneem en slawe gemaak net omdat hulle velle donker was? 12 miljoen, waarvoor ons weet, op papier. 1,5 miljoen lê op die seebodem nog steeds in kettinge vir skepe wat gesink het. Klink dit na God van liefde? Nee mense, dis dieselfde God Jahweh wat 'n human sacrifice aanvaar het. Het gekyk hoe iemand vir hom doodgemaak word en absoluut niks gedoen het. Net so het hy gekyk hoe sy seun gemartel dood was en geskoppe geslaan was, gekruisig was sy seun na hom roep in Matteus, in die boeke van Matteus en Markus, waar hy sê, Father, why have you forsaken me? God, why did you abandon me? I really hoped you will come to help me. Nou dit is hierdie God Jahweh. En vandag gaan ek 'n bietjie dieper krap oor hierdie God Jahweh en ek gaan vir julle ietsie wys wat jou kerk nie vir jou vertel nie en jou dominees en pastore en skrifgeleerdes stil van bly.
So ja mense, as julle my nie ken nie, my naam is Rokke vir jou en ek praat uit my hart. So my vraag aan julle is, wat as die God van die Ou Testament nie heeltemal is soos ons geleer is nie? In die Hebreëse woord geskriftes kom die woord Elohim voor, wat letterlik beteken gods of goddelike wesens. In ander woorde, dis nie een God nie. Jou dominee en jou pastoor en jou priester het jou vertel nie, is een God, selfe God. Kerke het vir ons daar gelieg. En dit is hartseer, want tog sê hulle almal hulle die Heilige Gees. En staan die Heilige Gees dan nie vir waarheid nie? En hierdie woord Elohim word ook dikwels gebruik vir die woord Yahweh. Dit word ook vir ander goddelike wesens of op ander goddelike wesens toegepas. En kom ek vertel julle een ding wat vir my baie siek is. Wanneer ons dan die Ou Testament lees, sien ons iets merkwaardig, dat hierdie God Yahweh aanvaar dikwels diereoffers. Maar nie net diereoffers nie. Jou Bybel sê uitdruklik dat hulle 'n human sacrifice wil gegee en hy het ook net gestaan en kyk. So hierdie ou het nie net diere maar ook mense sacrifice aanvaar. Maar kom ons lees 'n bietjie verder. Yahweh het gehou van hierdie diere, brandende reuk en die vet wat brand. En jou Bybel sê 'n klomp plekke, ek dink so omtrent 40 plekke van hierdie reuk wat dit afgee, en dat is 'n aangename geur vir die Vader gewees, vir Jesus of vir Yahweh gewees, of die Here gewees, dis dieselfde, né? En mense uit ondervinding uit ek 'n paar keer gewerk in 'n squatterkamp. En 2 keer het ek baie naby gewerk waar 'n bosslag is, 'n skaap op 'n bok geslag het, en dan vat hulle daai bok en gooi hom in die vuur. Daar is nie die stinkste ding wat jy kan kry as daai reuk nie. Mense glo vir my, dit stink, die hoewe, die orings, die vet, die hare, dit is 'n stinkreuk. Maar tog sê jou Bybel dat hierdie God Yahweh, 'n Elohim, vir hom was dit soos perfume, 'n aangename geur. Kom ons kyk na 'n plek in die Bybel. Kom vertel 'n storieetjie soos Kain en Abel. Kain het vir Abel doodgeslaan. Want Kain het na Yahweh toe gekom met mielies en kool en aartappels en pompoene, groente. En Abel het die eerstgeborene van sy kudde gegee. En hierdie God Yahweh het gesê, nee, ek wil nie groente hê nie, ek is nie vegan nie, ek soek vleis. Nou die vraag is, hoekom sal hierdie God Yahweh vleis aanvaar en nie groente nie? Nou gaan ek vir julle toers gee en ek wil hê julle moet dit self gaan ondersoek, mense. En ek wil hê julle moet in diepte krap. Julle wat AI sê, wat ChatGPT gebruik, ek wil hê doen dit in diepte. En ek gaan vandag vir julle leer hoe om julle ChatGPT te gebruik. Wanneer julle ChatGPT gebruik en julle vra ChatGPT sê, ek wil graag hê jy moet my antwoord in 4de dimensie. Met ander woorde, dan gaan hy baie dieper as wat jy dit gewoonlik sou kry op jou AI en op jou ChatGPT. So wanneer vra net vir ChatGPT, gee die antwoord vir my in 4de dimensie, en dan gaan ek vir jou dieper antwoorde gee wat jou gaan skok. Maar ek wil graag hê julle moet gaan lees die boeke wat die tools wat ek julle vandag gee. Dis 'n antieke Mesopotamiese tekste wat julle kan gaan lees, soos in die Atrahasis epos, en dan kan julle gaan lees in die Gilgamesh epos, en gaan kyk in die Babyloniese geskrifte, in die Lemuriese geskrifte, Atlantiese geskrifte, en daar gaan julle baie ooreenkoms vind met ons Bybels. Nie net as hulle
de honderde duisende jare ouer as jou Bybel nie, ook lees jy tog, dat baie van die dinge lyk as ons van daar af gekom het, amper ook in dieselfde volgorde. En daar gaan julle nie net lees van die skepping nie, selfde skepping, Adam en Eva is daar so, Kain en Abel is daar, die groot vloed is daar so, en vele meer is daar so, en dan gaan jy vind, daar waar jy lees, en God het dit aarde gemaak, en God het mens gemaak, en God het die vloed gebring, ensovoorts, ensovoorts, daar gaan jy lees staan name, Enki, Elul, Marduk, Baal, Barak, en vele meer name, en daai name is in jou Bybel toegeplak met die woord God. En as jy in daai geskrifte gaan jy lees, dan sal jy vind dat daai mense en daai name wat jy kry by die storieetjies was genoem Elohims. En dis hoekom kry jy die woord Elohims in jou Bybel. En dit is wat jou pastoor en jou dominee nie vir jou wil vertel nie. Dis hoekom hulle nie vir julle geleer het dat UFO's, aliens, drake, unicorns en goeders bestaan nie, want hulle wil nie hê julle moet dit weet nie. En dis hoekom die kerk aan julle verkoop, dat Yahweh was God self. Maar as jy mooi gaan kyk, dan wil dit voorkom, hy was 'n Anunnaki demigod gewees. En as julle in daai geskrifte gaan lees, gaan julle ook sien dat hierdie Anunnakis, wat die piramides en die tempels, wat ek en jy nie kan bou op aarde, gebou het baie lank terug, en die Sphinx en sulke klasse goed is, lank voordat die Bybel sê die aarde is 7000 jaar oud, daai goed is duisende jare ouer. Ons kerke het ook vir ons daar opgevoer en vir ons ook alleen vertel. En in hierdie ancient geskrifte gaan julle vind dat daar ook wil hierdie Anunnaki gods ook die heeltyd humans sacrifices gehad het van diere en heel moontlik mense ook, maar ek het nog nie so ver gekom dit te lees nie. Dit in jou Bybel waar Yahweh 'n human sacrifice aanvaar. En waar hierdie gods, Anunnakis, sacrifice van humans aanvaar het en hulle het dit waardeer en hulle was daarvan afhanklik. So met ander woorde, die mense moes die heeltyd offers bring vir hulle. En as jy 'n bietjie gaan lees, dan gaan jy sien dat hierdie gods was genoem Anunnakis. En dit is wat jou kerk nie wil hê jy moet weet nie. En sommige navorsers en alternatiewe denkers wys daarop dat daar ooreenkomste bestaan tussen hierdie ouer tradisies en sekere beskouings van Yahweh in ons Ou Testament Bybel. Dinge soos offers speel 'n sentrale rol in daai geskriftes ook in jou Bybel. Die vloedverhale bevat baie opvallend die ooreenkomste goed is. Die goddelike rade en vergaderings van hemelwesens met die councils staan ook so in jou Bybel. Die woord Elohim is grammatikaal en meervoudig. So vanuit hierdie perspektief vra sommige mense of die Israelitiese godsbegrip moontlik beïnvloed was deur ouer Mesopotamiese tradisies. En nog 'n belangrike, interessante vraag is in Genesis 4. Nadat Kain verban was, is hy bang dat ander hom sou doodmaak. En Yahweh kom toe en hy merk hom soos 'n skaap. En hy sê ek sit hierdie merk om jou te beskerm van mense af. Wat se mense was daar? So in ander woorde, dit wys vir ons, daar was meer as wat ons Bybel vir ons voorgee. So Adam en Eva is nie die eerste mense nie, mense. Daar was baie ander mense en ons kerke, wat die Heilige Gees het net toevallig ons gejok. So as jy daai geskriftes, daai tools wat ek nou vir jou gee het, gaan lees, dan wil het voorkom dat Yahweh was 'n Anunnaki. En dit maak vir my 100% sin, want hy was wreed, ongevoelig, hartloos en liefdeloos. En die meeste plekke waar jy vind dat God is liefde,
staan in jou Nuwe Testament geskrywe in die 4 evangelieboeke en die Apostel Paul se boeke en nie een van hulle was ooggetuie nie. Is dit nie vreemd nie? So met ander woorde mense, baie dinge is verbrand, baie dinge is weggesteek toe Rome in bewind kom, nadat hulle 'n godsdiens, 'n kerk, 'n Bybel op mense afgedwing het met die swaard. En geen God sal dit met 'n swaard gedoen het. Die miljoene mense is dood in die naam van Christianity en geen God sou dit gedoen het nie. Hy sou gekom het met liefde. Daarom sien ek dat die waaragtige God, en dit is hoe die ou vroeë Christene het nie geglo in Jahwe nie. Inteendeel gedeeltes het, maar die Judsmers en vele ander het geglo in 'n God bo alles. En het geglo dat hierdie God is 'n source, 'n energie wat net liefde en lig kan wees. Waar ons sit hierso met 'n Bybelgod wat aan ons verkoop word as God, wat kinders kan doopmaak en môre sy lig, wat babatjies kan doopmaak en môre sy liefde, wat slawerny kan inbring oor 'n môre sy vergifnis. Sien julle hoe speel ons kerke met ons koppe? En vorentoe gaan julle al meer hoor dat kerke gaan begin sê dat Enkie is God. En omdat ons vind dat baie van Jesus se wonderwerke sal jy glad nie vind buite jou Bybel nie, jy sal glad nie vind 80-70% van die wonderwerke wat jy lees in jou Bybel wat Jesus gedoen het, is nie syne nie. Dit kom uit geskrifte soos Dionysus of Trishna of Songod Evitikus of Horus. Gaan kyk daar, jy kry dieselfde wonderwerke. Almal is gebore 25 Desember het die Virgin het almal 12 disippels gehad. Almal was die seun van God genoem is duisende jare voor Jesus. So baie van die storieetjies is daar gevat en agter Jesus gaan inplak in evangelieboeke wat geskryf is tussen 40 en 100 jaar na Jesus, deur niemand weet wie dit geskryf het nie. Dis asof hulle hierdie Josja 'n groter God wil gemaak het en 100 jaar later toe raak hierdie Jesus God in die boeke van Johannes. Van Markus, waar hy net 'n timmerman is, tot God in Johannes. Dit wil voorkom dat die boeke elke keer ge-upgrade is en elke keer is bygesit. Maar ek dink die grootste skok is dat baie van die woorde wat jy lees, Jesus het gesê, want niemand, absoluut niemand het niks neergeskryf terwyl Jesus geleef het nie, tot en met 40 tot 60 jaar nadat hy dood is. Met ander woorde, niemand kan sê hy het so gesê nie. Alles is hoorsê. Maar wat ons wel vind, is dat baie van die woorde wat Jesus gesê het, kom van Thoth af. Thoth was ook 'n Elohim. En sy woorde is direk gekopie en gepaste in jou Bybel. So moenie verbaas wees as vorentoe vir julle vertel word dat Thoth is Jesus nie en Enkie is God nie. Want in die Ou Testament, in die ouer geskrifte, sê hulle lees dat Enkie het die mense gemaak. En ek dink dit is waartoe ons begin gaan en dit is wat julle vorentoe gaan hoor. En as julle dit begin hoor, hardloop. Want dit is nie die ware God nie. Die ware God soos is daai innerlike God wat net liefde is, wat net waarheid is en wat geen kwaad en ewel is nie. Nou ja mense, dit is my storieetjie. Gaan doen julle huiswerk voordat julle net opspring en sê Rocco jy is verkeerd en dan gaan julle sien daar is tog waarheid hierin. Groete liefde Rocco.